Ons het onlangs met Margriet Pinaar van Graan SA gepraat oor die huidige seisoen se graanaanplantings en verwagtinge vir die 2025-26 seisoen. Nou, ons praat vandag verder met Graan SA en verwelkom vir Helene Viljoen, sy is ook ekonoom by Graan SA. En ons praat oor vooruitsigte vir volgende jaar, ons kyk na in- en uitvoere en dies meer. Ja, ons het nou met Margriet gepraat oor die vooruitsigte vir volgende jaar se vraag en aanbod scenario. Nou, wat kan ons verwag in terme van in- en uitvoere? Dit is 'n baie goeie vraag, Lisa. As ons kyk na ons vrye markstelsel en graanpryse, is daar eintlik een ding wat graanpryse die grootste invloed op het. En dit gaan oor vraag en aanbod. En soos wat my kollega vroeër genoem het, ons sien ons land se graanpool as 'n bad. En as jy die prop nie kan uittrek en die graan uitkry nie, plaas dit geweldige druk op ons plaaslike pryse. En as ons dit nou terugbring huis toe na hierdie seisoen toe en die verwagting vir volgende jaar, spesifiek vir witmielies, is ons nie besig om nou uit te voer teen die tempo wat nodig is om die hoeveelheid graan wat hierdie seisoen uitgevoer moet word, uit te kry nie. En wat dit beteken is, die moontlikheid is daar dat ons volgende jaar begin met meer voorraad, bo-op 'n seisoen wat alreeds 'n hoë verwagte produksie het. Geelmielies se scenario is effens beter. Ons is besig om uit te voer teen die tempo wat benodig is, maar steeds vir volgende jaar is daar groot verwagting vir moontlike uitvoere. Vir sojabone sien ons dieselfde tendens. En die risiko wat ek wil uitlig hier is, as ons 3 kommoditeite het, wat moontlik hoër uitvoere gaan hê, kan dit druk op ons hawens plaas en ook op ons pryse. So, wat kan die moontlike impak daarvan wees op volgende jaar se graanpryse? Ons sien al reeds dat die mark besig is om nader te beweeg aan uitvoerpariteit. En uitvoer en invoerpariteit is 'n manier vir die mark om te sien wat die verwagting is vir die volgende seisoen. En as ons spesifiek vir geelmielies kyk na pryse tussen Maart en Julie, sien ons dat die uitvoerpariteit nader aan R3.200 tot R3.350 verhandel, wat 'n aanvanklike aanduiding gee van wat pryse moontlik volgende jaar kan doen. As ons dan kyk vir die tendense vir sojabone, sien ons dat pryse vir Maart tot en met Mei maand tussen R7.150 en R7.200 per ton verhandel. En dis dat iets wat die mark en produsente nou al na kan kyk vir verwagtinge vir volgende jaar. Sal so groot toename in uitvoere druk plaas op die hawens en hoe bestuur ons dit? Geweldige druk, Lisa. Nie net is dit druk nou op pryse en winsgewendheid van produsente nie, maar ons moet die graan ook uitkry. In werklikheid het ons in Suid-Afrika een hawe, wat nou Durban hawe is, wat die grootste gedeelte van die werkslading in terme van in- en uitvoere opvat. Maar dan het ons ook ander hawens, soos Port Elizabeth en Oos-London, wat moontlik ook kan bydra tot die verlaging van daai lading. Ons het onlangs ook begin om graan deur Maputo hawe uit te voer. So as ons kyk na Suid-Afrika Pty Limited en ons ekonomie, wil ons nie noodwendig uitvoervaluta verloor nie, maar as ons na die graan-ekonomie kyk, is nog 'n uitlaatkep altyd 'n positiewe ding. Helene, is daar enige beleidsveranderinge wat die druk op ons logistiek kan verminder? Lisa, ek dink hierdie gesprek kom nou al vir hoeveel jare, en wat baie keer in die beleidsomgewing gebeur is, die breër publiek kry nie die kans om agter die skerm te sien nie. En agter die skerm is daar baie goed wat die laaste paar jaar gebeur het. En alles dit het in 2023 by die SONA, die State of the Nation adres, gebeur toe die president ons logistieke krisis as 'n nasionale ramp verklaar het. Van daar af het ons gesien dat, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, maar die white paper op ons nasionale spoorweg effektiwiteit is vrygestel. Daar's 'n nasionale logistieke krisiskomitee saamgestel. Operation Vulindlela is op die been gestel. En uit al hierdie punte uit is daar die spoorweg is besig om te rol. En een van die aanvanklike resultate wat ons nou al begin sien, is dat Infrastruktuur Suid-Afrika in die Vrystaat 'n loodsprojek begin het om spesifiek te kyk wat is die koste tussen padvervoer en spoorvervoer vir landbou. En watter paaie en spoorweë moet eerste aandag kry en belegging kry
om seker te maak dat ons spoorweg en ons vervoer meer effektief maak. Hulle het al aanvanklike resultate begin deel. Daardie resultate is ongelukkig nog nie publiek nie, maar dit is een stap verder om te begin om hierdie groot krisis van logistiek vorentoe te vat. So dalk net om hierdie groot krisis meer in perspektief te stel. Ons het in 2006 families en korings saam, dis nie eers gepraat van die ander kommoditeite nie, was 36% van ons grane op die spoorweë vervoer. Nou, verlede jaar, se statistieke is net 3% op die spoorweë vervoer. En nou wil ek graag herinner dat meeste van ons silo's wat in die 19-jarige gebou is almal aangelê vir 'n spoorwegvervoer hawe toe. So daar is 'n groot geleentheid wat ons besig is om te mis, maar dit is verblydend dat daar agter die skerms besig is om goed te gebeur. Ja, ons het ook so gehoor en ek is baie bly ons kan met daai positiewe boodskap hierdie program of hierdie gesprek met jou afsluit. Baie dankie Helene. Daar sy. Helene Viljoen van Graan SA wat vandag met ons gesels het oor graan in- en uitvoere en ook dit wat logistiek besig is om te gebeur. Johnson Rethread will repair your trusted Johnson workwear gear at no cost. Restored for our planet.